Shabbat Shalom, goeiemôre mense van my kant, Frik Weideman, en baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel is op hierdie Shabbat, by hierdie uitsending van Menorah Tabernakel. Wat 'n voorreg om jou vanoggend weer te kan bedien met die woord van Skepper, lewende God. Mense, is so 'n voorreg om sy woord by ons te kan hê, en ek dank hom vandag vir sy woord, ek dank hom vir sy gees, sy ruach, wat by ons is, wat die woord lewend maak, in ons tabernakels. Nou van die mense wat oor die periode van Pesach en ook Sukkot 2025 op die plaas was, sal presies weet waar ek nou staan. Ek staan by die koffiehoekie, hier by die plek van Saligspreuke, op die plaas De Kuile. Nou tydens die feeste, mense, is hier hordes mense, hier is die gezoom van die bye by hierdie area waar ek nou met jou praat. En nou, na Sukkot, is die gordyne toegetrek, die ligte is af en elkeen is weer alleen by sy onderskeie plek, of die plek waar hy bly, en die plek waar hy of sy leef. En dan moet ons gaan toepas dit wat ons geleer het. Agter my was ons tema gewees vir Sukkot 2025, en dit is Kadosh, 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 wat beteken heilig. Heilig, heilig is hy wat genoem word waaragtig. Hy wat was, hy wat is, en hy wat weer sal kom. Wat 'n voorreg om hom te ken, die skepper God van hemel en aarde, die heilige van Israel. Wie is soos hy? Wie kan met hom vergelyk word? Nou mense, tydens die Sukkotfees het ek 'n groepie mense opgeneem na die berg toe. Nou op die plaas De Kuile noem ons daar die berg van Elohim, of die berg van Vader Yahweh, die Almagtige. En Abba gee vir my 'n woord. En hy sê vir my, vat hierdie mense op na die berg toe, en gaan bedien hulle die woord, in lyn met wat Moses ontvang het op die berg Sinai. Vat my mense op na die berg, en toe ons by die berg kom, by die voeteneind van die berg, toe gee ons vir elkeen 'n stukkie hout. Dit beteken, gaan op na die berg, neem jou hout, gaan bou my huis op die berg, want lank genoeg het julle gehardloop vir julle eie huise, terwyl my huis in pyn lê. En ons vat hierdie mense toe op na die berg toe, elkeen kry sy hout, met ander woorde, ek vat die erkenning, ek neem my verantwoordelikheid op om seker te maak, ek bou Vader se huis. So waar is die tabernakel nou? Hier by ons. En ons gee soveel aandag aan die uiterlik, maar ons geesmens kry skade. En Abba sê vir my, gaan bedien my volk met die vervulling van sy Torah. Gaan bedien my volk, want my volk wat sê hulle volg my, moet my reputasie beskerm. Jog, en ek sê, Abba, praat in my gees, en hy gee vir my 'n woord, wat ek die mense op die berg bedien het. En mense, hierdie woord het my lewe kom verander, veral in terme van die reputasie, as ek en jy op hierdie aarde wandel, en ons beweeg, en ons by ons huise, en dan is ons by ons werksplekke, dan is ons by ons gemeentes, en dan is ons, waar ook al jy jou bevind, dat Vader Yahweh, die heilige van Israel, sy reputasie deur jou verteenwoordig word. En ek wil graag hierdie boodskap vandag met jou deel, wat Vader op my hart kom plaas het, om met die mense te deel, tydens Sukkot, toe ek hulle opgeneem het na die berg. So baie dankie dat jy ingeskakel is vandag met hierdie uitsending, maar voor ek gaan begin, kom ons vra vir Vader om sy woord te seën, dat ek en jy sal verander, want ons het te maak met sy reputasie. Hemelse Vader, wat 'n voorreg om net op hierdie pragtige oggend die heilige naam te kan eer en verheerlik. Vader, as ek na die kraai kyk, en hy kan nie vlieg nie, dan is u reputasie op die weegskaal. As ek na die vis in die water kyk, en hy kan nie swem nie, dan is u reputasie in die weegskaal. As ek na die mens kyk, wat geskep is na u beeld, en ons het u ruach, ons het u gees in ons, en ons doen nie wat u karakter weerspieël nie, dan is ons besig om die reputasie op die weegskaal te plaas. En dis hoekom hierdie wêreld so lyk. Dis hoekom huwelike so lyk. Gesinne so lyk. En Abba, ek kom vandag in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En ek bid vandag vir mans om in hulle posisies in te beweeg in hulle huise. Ek bid vandag vir vrouens om in hulle posisies in te kom onder die gesagsorde van die man. Dat die man daardie man sal wees waarop u gelukkig sal wees. Ek bid vir die kinders. Abba, ek roep gehoorsame kinders aan ouers.
En ek dank U vandag vir hierdie woord. En ek dank U dat ons te maak het met U reputasie wat ons elke dag kom waarsku. Hoe ons praat, hoe ons optree en hoe lyk ons funksionaliteit. En albei ek bid vandag vir elke persoon wat ingeskakel is by hierdie uitsending, dat ons dit sal doen, wat 'n glimlag sal laat op U gesig. Abba, ek eer U daarvoor en ek dank U vandag vir U woord. En laat U woord vandag sy snelle gang sal gaan. En dit sal bereik waartoe U woord gestuur het. En ek dank U daarvoor en my gees roep uit. Halleluja, prys sy wonderbare naam. En mense, ek vat net hierdie klompie mense op die berg. En toe hulle daar kom, toe sê ek wil vandag met julle praat, wat gebeur het op die berg. Nou, hoekom die berg? Hoekom die berg? Hoekom moet ek hulle opvat na die berg toe? En Abba wys in my gees, dis my middelpunt tussen hemel en aarde. Wanneer my volk opkom na my berg toe. Wie mag klim op die berg van Vader Jahwe, die Almagtige, hy wat rein van hande en suiwer van hart is. En ek gee vir elkeen sy stok in sy hand en ek sê, kom ons gaan bou. Kom ons gaan bou sy tabernakel. Kom ons gaan bou sy verbondsark weer. Maar kom ons gaan berg toe. Dat ons die waf sal wees, die 5, 7, 8, 6, die connection, die spyker, die hoek, die konneksie tussen hemel en aarde, dat ons dit sal wees. En elke persoon wat op die berg gekom het, is gevul met sy woord, om 'n connector te wees. Nommer 1, met hemel en nommer 2, met mekaar. Weet jy, dit help nie ons het hierdie fenominale verhouding met ons hemelse Vader, maar ons verhouding met ons medemens ly skade nie. Dan beteken dit niks. Want Vader se wet, Vader se hartklop is dat ons met hom oor die weg kan kom, op sy manier, op sy wyse, sy perspektief, en dan ook met ons medemens, wat saam met ons wandel, in sy teenwoordigheid. En Vader vat my op na die berg, en hy sê, dis die ontmoetingsplek, tussen hemel en aarde. En wat 'n voorreg vir ons, wat hier bly, op die plaas te kuier, en ons stap 'n tydjie sommer op na die berg, en sê, Abba, ek roep uit, dan staan ek op die berg, en dan roep ek hardop uit, en sê ek, Abba, dankie vir die grootheid, ek doen dit, en dit is my wonderlik om dit te doen. So mense, Moses was op die berg van Sinaï, en hy het die ketubah, hy het die huwelikskontrak ontvang, nadat Abba Vader hulle verlos het uit Egipte uit, hulle is deur die Skelfsee, 50 dae later kom hulle by die berg van Sinaï, en toe Vader verskyn en hy stap af, en hy kom op die berg gebewe, vanweë sy teenwoordigheid, en vanweë sy Shekinah glory light, en meester Yeshua, presies dieselfde, meester Yeshua kom en hy vat sy disippels op na die berg, en onder is die see van Galilea, en hy sit op die berg, ook 'n plek tussen hemel en aarde, en hy sê, ouens, kom ek vertel julle, wat julle eintlik moet doen, so as jy wil gaan lees, die totale Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel, en jy wil dit synopties gaan lees, dan lees jy Matteus 5, 6 en 7, en dis wat ek vandag met jou wil behandel, maar ek gaan net Matteus 5, sommer net synopties en kortliks met jou bespreek. En wat 'n voorreg om dit vandag te kan doen. En Moses is op hierdie berg, 'n plek tussen hemel en aarde, en meester Yeshua is op die berg, daar by die see van Galilea, 'n plek tussen hemel en aarde. En toe Moses op die berg klim, op die berg van Sinaï, was daar donderweer, daar was weerligte, daar was aardbewings, en Vader stap af na sy berg toe, en hy kom gee sy huwelikskontrak, hy kom gee sy ketubah, en oor die berg hang hierdie wolk, amper soos 'n goepanes, aan die woorde die beskerming van sy teenwoordigheid, die beskerming van sy salwing, en sy grootheid, en sy almag, kom na vore, en dit is Psalm 91, en Moses ervaar dit, en daar's donderweer, en daar's weerligte, en die berg bewe, en die berg rook, vanweë Vader se onnaspeurlike, sy ontsag, sy heiligheid, wat deurkom op daardie berg. En meester Yeshua, daar teenoor, hy stap met sy disippels, en toe op die berg gaan sit, dus daar 'n atmosfeer van vrede, daar's 'n atmosfeer van geregtigheid. Dit beteken, ek nooi jou in die klaskamer op die berg. Kom ek leer julle. Toe hy op die berg klim, en die disippels sit voor hom, en hy kyk so in die verte oor die see van Galilea, en hy kyk so na die skepingswerk, en hy draai sy aangesig na die disippels toe. En sy heel eerste woorde was die volgende gewees. Hy sê, geseënd is die. Geseënd is die wat my vrees.
Geseënd is die, my eie woorde, geseënd is die wat gehoorsaam is aan my bepalings, my gebooie en my instruksies. Geseënd is die, hoor nou baie mooi, wat my reputasie beskerm. Geseënd is die wat my karakter uitleef in 'n donker, krom en verdraaide wêreld. Geseënd is hulle wat inkom en verklaar hulle afhanklikheid is by hom, die skepper God van die hemel en die aarde. Geseënd is hulle. Sy heel eerste woorde, geseënd is die. Weet jy wat dit beteken? Dit beteken, gelukkig is hulle wat dit doen, wat ek nou met jou gaan bespreek. En die tweede aspek van geseënd beteken, hulle is goedgekeur deur Vader Jahwe, die Almagtige. En tydens die Sukkotfees, toe ek die ouens opvat na die berg toe, en dit was my so mooi geweest, dat elke persoon, het sy iemand wat met 'n kierie loop, of met 'n kruk loop, hulle het dit gemaak, hulle het deurgedruk, om op daai berg te kom, om na hierdie boodskap te luister. En toe hulle op die berg kom, toe sê ek vir hulle, geseënd is die, wat volhard tot die einde toe, want aan sulkes behoort die koninkryk. Gelukkig is hulle, want hulle is goedgekeur deur Vader Jahwe die Almagtige, want hulle is rein van hande en suiwer van hart. Halleluja. En dis sy reputasie. En hy begin om sy disippels op te lei, soos wat Moses op die berg ontvang het. Moses, kom ek lei jou op. Wat is my huwelikskontrak? Wat is my huweliksvoorwaardes? Moses, wat is die termes en die voorwaardes en die kondisies van my Torah, van my hartklop? En Moses moet dit nie mis nie. 'n Bietjie later sê hy vir Josua, wat die volk ingeleid in die beloofde land, hy sê, Josua, moenie links of regs afwyk van my woord nie. Josua, laat dit nie uit jou mond uitgaan nie. Dit beteken, dit moet op my hart kom lê. Waar die hart van vol is, loop die mond van oor. So Josua, moenie toelaat dat my woord uit jou mond uitgaan nie. Kom bære dit in die kluis van jou hart, sodat jy 'n ek wil hart sal hê, om my naam te eer en te respekteer. Sodat jy 'n ek wil hart sal hê, om sy karakter uit te leef. En verder meer, om sy reputasie te beskerm en ook te verdedig. En hy begin met hierdie woord en hy sê, geseënd is die wat arm van gees is. En die disippels bly stil. En hulle wonder, wat beteken dit? En hy sê vir hulle weer 'n keer, hy sê vir hulle, geseënd is die wat arm van gees is. Want aan hulle, hoor mooi, aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Arm van gees beteken, nommer 1, ek is afhanklik van hom. Ek kan nie sonder hom nie. Hy is die bron van die lewe. Hy is die bron van alle bestaan. Hy is my bron. Hy is my voorsiener. Hy is my geneesheer. Hy loop my vooruit. Hy is my herder. Dis wie hy is. En ek besef net toe ek op die berg kom met hierdie klomp mense, toe besef ek net, aan hulle behoort die koninkryk, wat eintlik leeg is, en wat in afwagting is om gevul te word deur sy woord, deur sy krag, deur sy teenwoordigheid. En dan kom en hy sê, en as ek jou ontmoet, en jy is arm van gees, sal Vader se hart op jou lewe uitgestort word. En dis vandag my gebed vir jou wat ingeskakel is, dat jy dit sal beleef en ervaar. En hy bly vir 'n oomblik stil, en hy kyk die disippels in die oë, en hy sê vir hulle, geseënd is die wat treur, geseënd is die wat huil. Met ander woorde, gelukkig is die wat morbied en hartseer is. Hoekom? Hoekom? Dis hulle wat gebroken is. Nie hartseer en morbied vanweë dit wat gebeur en waardeur hulle gaan nie. Hartseer en morbied vanweë die feit, ek sukkel om Vader se reputasie te beskerm. Ek maak foute. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Ek is hartseer, ek is morbied, omdat ek nog nie die woord het in sy volle kapasiteit nie. En niemand van ons gaan dit ooit eendag hê nie. Geseënd is hulle wat treur. Geseënd is hulle wat huil oor hulle ongeregtighede, hulle sondes. Geseënd is hulle wat huil vanweë disfunksionele optrede. Geseënd is hulle wat gebroken is, hulle wat huil, hulle wat verlore voel. Want hulle sal naby kom. Hulle sal naby aan my hart kom, want wanneer ek huil en wanneer ek sê, Abba, ek het U nodig, dis hoe my lewe lyk, en ek sukkel om U reputasie te beskerm, ek sukkel om U karakter uit te leef. Geseënd is julle wat treur. En geseënd is die wat nie voorgee. Hulle is heilig en daar's niks fout nie. Geseënd is hulle
wat met alles kom om te sê, Abba, kom vul my hele wese met u genade, met u liefde en u teenwoordigheid. Abba, ek het u nodig. En hy praat verder en hy sê, geseënd is hulle wat sagmoedig is. Ja, wat sê meester Yeshua van Moses? Hy sê, Moses was die sagmoedigste mens gewees op hierdie aardbodem. Mense sagmoedigheid beteken nie, jy's 'n swakkeling nie. Dit beteken nie, jy is pateties, as ek dit so kan uitdruk nie. Sagmoedigheid uit die perspektief van ons hemelse Vader beteken, jy is sag, jy's gemanierd en jy's geduldig. En jy verstaan en jy gee spasie. Jy gee spasie vir ander mense om te kom op die vlak waar jy is. Want die wêreld is hard en die wêreld kritiseer en die wêreld domineer en die wêreld leer ons om te bulldoze en die wêreld leer ons om te skree en te vloek en te skel. Maar hy sê, geseënd is die sagmoediges. Dit beteken, in jou swakheid word jy sterk. Halleluja. Die sagmoediges sal die aarde beerwe. Dis manne en vroue na my hart. Dis manne en vroue wat my reputasie sal uitleef. Sagmoedigheid beteken nie ek moet my autoriteit en my heerskappy waarvoor ek aangestel is verloor nie. Dit beteken nie dit nie. Dit beteken ek het 'n ander eienskap. Ek het 'n eienskap in my van Vader se hart. Dis eintlik wat dit beteken. Hoor nou mooi. Geseënd is hierdie is my so pragtig. Geseënd is hulle wat honger en dors na geregtigheid. Die profeet roep uit en hy sê, ek verklaar en ek profeteer, dat hierdie volk, hierdie nasie, nie 'n honger en 'n dors sal hê na water en na brood nie. Nee, maar na die teenwoordigheid en die woord van Skepper lewende God en sy salwing en sy Shekinah light. Geseënd is hulle wat honger en dors na geregtigheid. Wat beteken geregtigheid? Geregtigheid beteken ek is gehoorsaam aan Vader se instruksies, sy weë, sy verordeninge en sy afsprake. Dit beteken, dis 'n lewe wat reg is en wat reg funksioneer, soos Hizkia. Hizkia was 25 jaar oud gewees. Hoor hierdie pragtige woorde van Vader Jahwe teenoor Hizkia. Hy sê, en Hizkia het koning geword. En hy het dit gedoen wat reg was in die oë van Skepper God, die Heilige van Israel. Sal dit nie mooi wees wanneer jy eendag hierdie woorde hoor wat Skepper God vir jou sê, geseënd is die wat sagmoedig is. Geseënd is die wat honger en dors na geregtigheid, soos Hizkia. En waarheen Hizkia uitgetrek het, was ek met hom gewees. Want Hizkia het dit gedoen wat reg was in my oë. Hy was gehoorsaam aan my gebooie, my instruksies en my verordeninge. En ek verklaar vandag die karakter van Hizkia oor elkeen se lewe wat vandag ingeskakel is. Dit beteken om goed te doen, dit wat reg is, dit wat eerbaar is, dit wat lieflik is, dit wat loflik is. Om dit te doen wat geregtigheid is in Vader se perspektief, nie in jou perspektief nie. Romeine hoofstuk 10 vers 1, 2 en 3. Hy sê ek sien julle het hierdie ywer om Vader te dien in gees en in waarheid, maar julle het nie die kennis, julle weet nie hoe om hom te dien nie. Nou skep julle julle eie geregtigheid. En julle eie geregtigheid, dit bots met Vader se reputasie. Dit bots met sy karakter. So as jy leef om gevul te word met sy ruach, leef om gevul te word met sy woord en met sy gees, dat wanneer jy wandel, wanneer jy praat, wanneer jy loop, dat jou spraak, jou optrede, jou funksionaliteit, jou sal weggee as 'n man en 'n vrou wat 'n honger en 'n dors het na geregtigheid. Jy hoef nie perfek te wees nie. Jy hoef nie alles reg te doen nie. Ons almal maak foute. Jy het nodig om te weet wat is Vader se wil. Daai diepe begeerte wat wanneer ek opstaan in die oggend moet sê, Abba, wat kan ek vandag doen om U te behaag? My kind, al wat ek van jou verwag. Ek verwag nie die bloed van bokke en stiere nie. Ek verwag nie van jou, jy moet al jou geld vir die kerk hê nie. Ek verwag van jou gehoorsaamheid. Ek verwag dat jy sal wandel, 'n diepe begeerte om Vader te behaag. Geseënd is die barmhartiges. Sjoe, dis mooi, nee. Geseënd is die barmhartiges. Geseënd is hulle wat vriendelik is, hulle wat ondersteunend is en hulle wat hulpvaardig is. Hier is 'n moeilike een, hoor gee hierso.
Geseënd is die wat doen teenoor iemand wat dit nie verdien nie. Dis amper soos die gedeelte van, dis maklik om mense lief te hê wat my lief het. Maar gaan wees lief vir hulle wat jou nie lief het nie, dis andersom. Dis 'n ander aspek, dis 'n ander atmosfeer. Nou kom die woord en hy sê, geseënd is die barmhartiges. Onthou die eerste woord op die berg was, geseënd is die. Halleluja. Ek sien toe ek op die berg was, hierdie mense kyk my so in die oë. En ek praat met hulle en ek sien die verandering wat plaasvind. Want die woord, hierdie woord, is meester Yeshua se woord. En hy kom vandag en hy sê, geseënd is die barmhartiges. Doen goed, doen reg teenoor iemand wat dit nie verdien nie. Weet jy hoekom nie? Want die lewende God, die heilige van Israel, was geduldig en hy was ondersteunend teenoor my en jou, wat dit glad nie verdien het nie. En daarom verwag hy van my en jou om dit te gaan uitleef, want sy reputasie is op die spel. Ek wil jy moet dit vandag weet. As mense ek glo en vertrou dat hierdie boodskap en die mense wat op die berg was oor die periode van Sukkot 2025, hulle lewens was veranderd op daai berg, want ons het die tabernakel gaan bou. Ons het dit gebou wat Vader behaag. Haggai hoofstuk 1. Hy sê, gee ag op wat julle ervaar het. Gee ag op wat julle wedervaar het. Met ander woorde, julle ervarings, julle herinneringe, gee ag op wat julle deurgemaak het. Julle het uitgesien na baie, maar julle het min ingekry. En wanneer julle dit in julle huise inbring, het ek dit weggeblaas. Hoekom vra jy? Hoekom het jy dit gedoen? Hy sê, want julle hardloop vir julleself ter my huis in pyn lê. Vers 8. Neem vir julle hout, klim op die berg, gaan bou my huis, en dit sal my verheerlik, sodat my verheerliking, my ondersteuning, my teenwoordigheid in daardie huis sal wees. En ons het hierdie ark gebou. Geseënd is die barmhartiges. Met ander woorde, God is geduldig teenoor my en teenoor jou. Hoekom doen ons dit nie teenoor ons medemens nie? Vergeet so 'n bietjie van die mense daar ver. Dink so 'n bietjie aan jou eie mense, jou eie vrou, jou eie man en jou eie kinders. En dit moet vandag jou lewens verander. Geseënd is die eerste woorde. Geseënd is die wat rein van hart is. Is dit nie mooi nie? Geseënd is hulle wat se hart suiwer is. Geen agendas, geen gedagtes wat nie in lyn is met Vader se woord nie. 'n Opregte motief sonder enige hart wat kom met planne en agendas en motiewe sonder daardie hart. 'n Hart wat opreg is. Wie wat is die beloning? Die beloning vir hulle wat rein en suiwer van hart is. Hoor gou wat is die beloning? Hulle sal Elohim sien. Hulle sal sy inspraak, sy liefde, sy rigting, sy beskerming sal hulle beleef en ervaar in hierdie wêreld. Geseënd is die wat rein van hart is, wat nie motiewe en agendas het, wat nie wit leentjies vertel om hulle die kwaadheid te hou nie. Geseënd is hulle. Geseënd is die vredemakers. Geseënd is die vredemakers. Nie vredebewaarders nie, vredemakers. 'n Vredemaker is iemand wat sê, ouens, dis die pad, moenie daarvan afwyk nie. 'n Vredemaker is om in te stap en te sê, weet jy wat, mense, kyk gou vir my, ek het gefouteer. Ek was toe die skuldige gewees. Die skuldoorsaak dat hierdie situasie is waar hy is my skuld. Of vredemaker is iemand wat sê, stop asseblief, dit wat jy doen maak my seer, dit wat jy doen maak my kwaad, ek is nie gelukkig op die manier hoe jy my hanteer, hoe jy my in die publiek behandel nie gelukkig hoe jy my by die huis behandel nie, wat jy oor my sê, wat jy met ander mense oor en van my praat, ek hou nie daarvan nie, stop daarmee. As ek dit nie hanteer nie, en ek word 'n vredebewaarder, dan ontwikkel ek hier binne, ek ontwikkel 'n tipe van 'n weerwil, ek ontwikkel 'n haat, en dit verkoel die liefde. En die oomblik wanneer die liefde verkoel, mense dan verval die geregtigheid. Want dan oorskry ek Vader se hartklop. Ek oorskry sy reputasie. Geseënd is die vredemakers. Hoor gou wat is die resultaat? Hulle sal kinders van Elohim genoem word. Baie mense sê, nee, ek is 'n kind van die hemelse Vader. Ek behoort aan hom. Hy's lief vir my en ek is lief vir hom. Regtig? Lewe jy sy reputasie uit?
of beskerm jy sy reputasie? Is sy reputasie in die weegskaal wanneer jy praat, wanneer jy optree, wanneer jy reageer, wanneer jy besluite moet neem, veral as dit nie onder die regte omstandighede is nie? Beskerm jy sy reputasie? Hulle wat 'n vredemaker is eintlik iemand wat brûe bou en storms kalmeer. Hulle wat, as 'n situasie nie reg is nie, dan sê ek, die situasie is nie reg nie. Appa, dit is nie reg nie. Mense, dit is nie reg nie. Stop daarmee. Dis 'n vredemaker. Die resultaat van dit, ek en jy sal hom sien. So as jy waarlik 'n kind is van Skepper lewende God, sal jy dit doen. As ek en jy vrede najaag, al vat dit soms baie keer konfrontasie, al veroorsaak dit soms 'n debat, is oké. Net solank ek en jy vrede najaag, dan lyk ek en jy soos Vader wat in die hemel woon. Dit is deel van die Torah. Dit is deel van die hartklop op die berg Sinaï. Dit wat hy vir Moses kom gee. Ek deel met jou die vervulling wat Moses ontvang het op die berg Sinaï. Wat meester Yeshua vir my en vir jou kom leer. Ek deel dit met jou. En ek wil hê jy moet luister na hierdie woord asseblief. Want geseënd is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid. Die oomblik wanneer jy wandel en jy besef wie is hy en wat hy vir ons kom doen het, wil ek uit dankbaarheid wil ek gehoorsaam wees. Uit dankbaarheid wil ek in hierdie weg wandel. Geseënd is hulle wat vervolg word, want die oomblik wanneer jy verklaar ek sal gehoorsaam wees aan Vader se woord van Genesis tot die boek Openbaring, en as Vader sê dit, dan doen ek dit. As Vader sê nee, dan is dit by my nee. As Vader sê dis reg, dan is dit reg. As Vader sê dis 'n gruwel, dan is dit 'n gruwel. Geseënd is julle. Geseënd is julle. Geseënd is jy wat die pad loop van die disippels en die pad loop van die profete wat doodgemaak is. Geseënd is jy. Weet jy hoekom? Want hemel hou jou dop. Hemel hou jou dop. En die resultaat is, aan sulkes behoort die koninkryk van die hemele. Wil jy dit eendag beerwe? Wat ek eintlik vandag vir jou kom gee, is sout. Ek kom gee vandag vir jou sout. Ek kom gee vandag vir jou lig. En terwyl die mense op die berg was, met die periode van Sukkot, sê ek vir hulle, ouens, waarop sit julle nou? Hulle antwoord my, hulle sê vir my, hulle sit op die rots. Hulle sit op die rots. En wanneer ek op die rots sit, kan die winde maar kom. Die reën kan maar kom. Die storms kan kom. Die winde van verandering. Hierdie wêreld kan kom met sy verskillende agendas. Ek is op die rots, man. Ek gaan vas staan. Nou kom meester Yeshua en hy sê vir sy disippels, julle moet vas staan. Julle moet aanhou en uithou en volhou. Want julle is besig om my reputasie te gaan uitleef op hierdie wêreld wat verdrink in duisternis en ongeregtigheid. So julle moet die sout van die aarde wees. Halleluja. Is jy vandag die sout van die aarde? Bring jy geur waar jy kom? Bring jy smaak in mense se lewens? Die woord sê julle moet vrede hou met mekaar en julle moet sout in julle hê. Sout voorkom verrotting. Sout het 'n langdurige uitwerking. Sout bring smaak aan voedsel. Dis sout. Sout is deel van ons daaglikse dieet. Dit help my skuld kleer. Sout neem ek elke dag in, en wanneer ek met iemand sit en ons gooi sout oor ons voedsel, dan het ons 'n salt covenant. Sout is belangrik. So wanneer jy in jou huis praat en daar's dalk miskien nou onder ons hier, dan vat jy die soutpot. En die ou wat die sout vat, hy moet die praatwerk doen. Maar dan moet die woorde van die persoon wat dit hoor, moet aangenaam wees vir hulle ore. Met ander woorde, jou woorde moet met sout besprinkel wees. Pas op wat jy sê, wat jy dink is reg in jou mondering. Jy kan dalk reg wees. Maar die manier hoe jy dit hanteer, maak jou verkeerd, want jy het nie sout nie. Jou sout het laf geword. En hier kom die woord en hy sê, en julle moet sout van die aarde wees. Dit beteken, sout gee smaak. Sout bring genesing. Sout voorkom verrotting. Jy moet vandag weet, jy wat ingeskakel is, dis belangrik. Jy is belangrik vir Vader, en daarom kom gee hy vir jou die instruksie. Jy moet 'n persoon wees van geur. Die waarheid moet uit jou uitvloei. Die liefde moet uit jou uitvloei. Jy moet weet vandag, jy's afhanklik van hom, want hy's die bron van alle lewe. Wees ondersteunend soos wat hy is. Hy is liefde.
En wanneer jy in hom wandel en jy wandel deur hom, dan gaan maak jy 'n slegte wêreld 'n plek van geur. Dan gaan beskerm jy. Dit help 'n wêreld wat sleg geword het om weer goed te word. So ek en jy moet sout van hierdie aarde wees. Geseënd is jy dan dat jy die sout van die aarde kan wees. En dan moet jy die lig van hierdie wêreld wees. Jy moet lig van hierdie wêreld wees. Wat doen lig? Dit skyn. Ek kan nie sê, weet jy, ek is 'n kind van Meester Yeshua, ek is gedoop, ek is gewederbaar, man, ek het die gawe van die ewige lewe, en jy bly doodstil, en mense sien dit nie eens nie. Jy kan nie 'n lampie opsteek en dit onder 'n tafel sit nie. Jy moet skyn, man. Jy moet dit gedoen wat vir Vader welbehaaglik is. As jy 'n lig aansteek, dan help dit ander om te sien. Dis jou taak. Dis jou roeping. En wanneer jy die lig aanskakel, stamp jy duisternis terug. Dit het tyd geword in hierdie seisoen waarin ek en jy leef, om duisternis terug te stamp. Hulle hoort nie hier nie. Stamp hom terug, die grondgebied waar die vyand ingeneem het, wat jou geprobeer pootjie het en wat jou aanval met 'n klomp dinge, met neerslagtigheid en depressie, en dalk miskien selfhaat of finansies, of jou huwelik of verhoudings, wat ook al die geval mag wees, stamp hom terug, sit die lig aan, sit die lig aan. Die lig is die eienskappe van Vader wat in die hemel woon. Laat daar lig wees. Waar kry ons dit? Op die berg. Halleluja, op die berg. En hier kom Meester Yeshua en hy kom vervul, hy kom gee betekenis, wat eintlik in die Torah kom beskryf is. Dis ek en jy. En dis die hart, en dis die hart. Moenie doodmaak met die tong nie. Die woord is baie duidelik, hy sê, moenie doodmaak nie. Moenie doodmaak met die tong nie. Moenie doodmaak met lyfstaal wat afstootlik is nie. Moenie haat nie. Hy sê, nie net doodmaak nie, maar moenie haat nie. En van elke woord sal jy rekenskap gee, van elke woord. As jy vir iemand sê raka, of jou of jy stupid, gaan jy rekenskap gee van elke woord. Nie net egbreek nie, stop met die egbreek, nie net dit nie, moenie welis najag nie. Moenie goed lyk aan die buitekant, waar almal jou applous, maar aan die binnekant is dit dood. In die binnekant is dit vrot, want daar's nie sout nie, daar's nie lig nie, dis donker en dis geurloos. Moenie. Waarmee sal julle dit smaak gee as die sout souteloos geword het? Ek kan nie toelaat om in die buitekant joviaal te wees, maar in die binnekant is ek gevul met afguns en jaloesie en haat en sarkasme en skinder en ek maak van mense monsters nie. Dan hoort ek nie op die plek waar ek is nie. Kom klim op die berg sodat ek jou kan ontmoet en jou kan vul met my roog, sodat jy kan afgaan en my reputasie beskerm. Soos wat jy sê, ek is 'n volger van hom. Ek kan nie op hierdie berg sit vandag en hierdie boodskap ontvang en sommer net weer stil bly nie. Nee, jy moet gaan vertel, jy moet gaan verklaar. Dis die getuienis van Meester Yeshua, die volmaakte werk wat hy kom doen het vir my en vir jou. Gaan vertel, gaan verklaar en jy sal krag ontvang wanneer die roog op jou kom om dit te gaan doen in 'n wêreld wat krom en verdraai is. Jou hart moet gevul wees met sy karakter, sy wese, sy integriteit, sy kredietwaardigheid. Ek en jy is op hierdie aarde om sy reputasie te beskerm, te verdedig en uit te leef. Om in lyn te kom met sy pragtige karakter. Ek het so begeerte om sy karakter net in my lewe te kan ontvang. Ek en jy kan nie in die buitekant mooi lyk in ons lewe met motiewe en agendas in ons harte nie. Ons kan nie. Hy roep ons vandag om te kom skoonmaak aan die binnekant. Ons kan nie voorgee en ander mense probeer beïndruk met ons optrede en ons heilige aksies en optredes nie. Ons kan nie voorgee nie. Nee, 'n man en 'n vrou van die lewende God is iemand wat elke dag dieselfde is. Gister, vandag en môre is hy dieselfde. Gister, vandag en môre is ek en jy dieselfde. Daar moet vrede wees. Daar moet liefde wees. Daar moet krag wees. Daar moet salwing wees. Daar moet seëning wees. Daar moet eenheid wees. En hierdie wat ek nou vir jou gaan gee, in Matteus 5, is baie moeilik. Ek weet nie vir jou nie, maar ek sukkel soms daarmee. As jy ooit gewonder wat om te bid vir ou Frikkie, dan bid jy vir dit. En ek weet ook dat, dalk sukkel jy met dit. Hoor wat sê die woord, hy sê, wees lief vir jou vyande. Ja, Abba, help my.
help my. Ek stoei met dit. Maar ek weet ek sal dit oorkom. En ek weet jy gaan dit oorkom. Ons is net mens. Is dit nie so nie? Help nie, ek gee voor ek is heilig en ek is nie. Ouens, my hart is suiwer op die tafel, man. Ek sit my hart op die tafel. My hart is transparant. Hier's ek. Ek sê vir jou, ek sukkel met hierdie ene. Wees lief vir jou vyande. En hier word die hart van Vader gewys. Wanneer jy lief is vir jou vyande, en ek het dit al gedoen. Ek was met 'n enorme hofsaak op 'n stadium in my lewe gewees en my teeparty, my vyande, het voor die hofsaak begin daardie oggend. Stap ek na hulle toe, maar kyk hulle so in die hoek, sê vir hulle, ouens, ek vergewe julle. 3 manne. Ek sê, vergewe jou. Gebruik julle talente tot eer van die koninkryk. Hou op met die dinge wat julle mee besig is. Julle weet julle het verkeerd opgetree. Julle weet ek hoort nie hier nie. Maar ek sê vandag vir julle, kyk hulle in die hoek, sê vir hulle, ek vergewe julle. Ek vergewe julle. Stop met dit waarmee julle besig is. Ek stap aan hy hofsaak in. 7 hofsaake. Ek stap daarin. Ek staan in die heel eerste saak wat voorkom, is myne. Ek kom in die beskuldigingsbank en ek staan so voor die regter. Hy sê, Mr. Weideman, you are free to go. Jy is vry om te gaan. Die staat trek alles terug teen jou. Jy is skoon. Jy kan afstap. Maar julle manne, bly staan. Halleluja. En dit is wat vergifnis doen. Dit is moeilik. Wees lief vir jou vyande. Word die hart wat Vader wil hê. Ons moet gaan wys in 'n donker wêreld. Hy is lief vir my en vir jou. Al het ons hom soms vergeet. Hy is lief vir ons, al is ons soms ongehoorsaam. Hy is geduldig met ons, al is ons baie keer ongeduldig met hom. Hy vergewe ons, as ons dit nie eens verdien nie. Hy help ons, hy lei ons, hy beskerm ons, hy voorsien aan ons. As ons baie keer nie eens naby hom is nie, ons vat nie eens meer sy woord en ons lees nie, maar nog steeds is hy daar vir ons. Kom ek en jy doen dieselfde. Vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Vergewe hulle. Al het hulle teen hom gedraai, dis wat Vader se hart is. Hy sê, julle teen my gedraai, maar hier is ek. Julle Elohim, en julle is my volk, en ek vergewe julle. Sjoe, dis my groot. Hierdie is my groot. Miskien moet ek dit vandag vir jou sê. Moenie dit doen nie. Gaan ek dit weer vir jou sê. Moenie dit doen nie. Frik, wat doen nie? Kom ek heel met jou. Moenie deur te vas en te bid ander probeer beïndruk nie. Moenie jou 10de bring na die huis van Vader en ander mense daardeur te probeer beïndruk nie. Wees jouself. Mense, kom ons maak die beker skoon aan die binnekant. Moenie dink dat jy is beter as ander mense nie. Pas op, as jy dink jy is beter as ander, pas op dat jy nie val nie. En die beloning is nie by mense nie. Die beloning is om te sê, geseënd is die wat dit doen. En ons behaag ons hemelse Vader, skepper God van hemel en aarde. Ons behaag hom wat in die verborgenheid is. En in die openbaar sal hy ons vergelde. Sonder dat jy aandag hoef te trek, sonder dat jy enigstens 'n hoeha hoef te maak. Hy sal jou beskerm. Moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Soos wat hy vir die mossie sorg, so sal hy vandag vir jou sorg. Ek verklaar oor jou lewe vandag, julle wat ingeskakel is op hierdie pragtige Shabbat, dat jy van hierdie oomblik af nie weer eens bekommerd sal wees oor wat jy sal aantrek, wat jy sal eet nie, wat jou toekoms vir jou sal inhou nie. Want soos ek vir die mossie sorg, so sal ek vir jou sorg. Inteendeel, jy is baie meer werd as die mossies van hierdie aarde. Jy is my kind. Ek het jou geskep na my beeld. Ek het my lewensasem in jou ingeblaas, sodat jy in my reputasie kan wandel en my karakter kan beskerm. En wanneer jy uitgaan in hierdie wêreld, dat koninkryksheerskappy deel van jou lewe sal wees, en dat jy sal oorwin in elke area van jou lewe. Mense, die protokol is die volgende. Jy mag dit nooit vergeet nie. Hier is die protokol in terme van dit wat op die berg bespreek was, die bergpredikasie, sodat ek en jy van die berg kan afstap en 'n verskil kan maak in 'n donker, krom en 'n verdraaide wêreld. Hier is die protokol. Skryf neer. Maak 'n merk in jou woord. Matteus 6 vers 33. Frik, ek het hom geken.
Ek weet waaroor dit gaan. Nommer 1, soek die koninkryk van Elohim, heel eerste, en sy geregtigheid, en alles sal vir jou bygevoeg word. Stop gou gedaag met die alles. Daai alles beteken, geseënd is jy wat sagmoedig is. Geseënd is jy wat treur. Geseënd is jy wat honger en dors na geregtigheid. Geseënd is jy wat vervolg word ter wille van my naam. Geseënd is jy wat afhanklik is van my. Dat alles vir jou bygevoeg sal word. En dan baie belangrik, in Matteus 5 en 6, behandel ander soos wat jy behandel wil word. Bly op die nou weg, volhard tot die einde, min kry dit, alhoewel baie soek na dit, hulle kan dit net eenvoudig nie vind nie. En as jy by nou weg is, en jy kyk na hierdie woord wat ek vandag vir jou bedien het, en jy kom plant dit vandag in jou hart, dis jy nou weg. Wandel daarin, wandel in dit wat vir hom belangrik is, sodat sy heilige naam deur my en jou verheerlik sal word. Wandel daarin, bly op die nou weg, volhard daarin tot die einde. Min kry dit. Baie soek dit, maar min kry dit. En so die breë pad is maklik. Die breë pad is maklik. Kan ek iets vandag vir jou sê? Baie het dit, maar dit is leeg. Dit vul jou nie. Wie wat vul jou? Sy liefde, sy teenwoordigheid, sy grootheid, sy genade, sy almag. Jou gehoorsaamheid aan hom maak die sambreel oop van sy beskerming, sy voorsiening, sy teenwoordigheid. Dis vir my hemels. Daarin wil ek bly. Die breë pad is maklik. Dit is maklik om kompromieë aan te gaan met hierdie wêreld. Dit is maklik. Onthou, ek en jy's op die berg. Dit is maklik. Baie verkies die breë pad. Kan ek vir jou sê, die resultaat is leeg. Meester Yeshua begin met hierdie woorde op die berg en hy sê, geseënd is die wat, jy kan deur alles werk, geseënd is hulle wat eintlik op die nou weg sal wees, hulle wat wandel in my karakter, hulle wat my reputasie beskerm en dit beveilig. Halleluja. Mense, alles wat ek vandag met jou gedeel het op hierdie pragtige Shabbat, dit was die woorde gewees van Meester Yeshua. En dan sluit hy af met hierdie woorde om te sê, 'n wyse man, bou sy huis op die rots. Die rots, dis dit wat ek sopas vir jou gegee het, vir die geseëndes wat dit doen. Dis die rots. 'n Dwaase man of 'n dwaase vrou bou hulle huis op die sand, op wêreld, tradisie, godsdiens, op oorleweringe van mense, maar wanneer ons terugkom na die woord van Skepper God en geregtigheid, regverdigheid en reg, dan is jy 'n wyse man en jy bou jou huis op die rots, want wanneer die storms kom, sal die wat sy huis op die rots gebou het, bly staan. Maar hy wat sy huis op die sand gebou het, gaan val. Jy moet dit vandag weet. Onthou, ek en jy is op die berg. Ons is in 'n posisie van tussen hemel en aarde. Jou huis sal staan as jy vandag hoor wat ek vir jou sê. En dis nie ek wat praat nie, ek is net die boodskapper. So wat is die rots? Wie is die rots? En nou gaan almal sê, yes, dis Meester Yeshua. Dis die rots. Voor ek by die rots uitkom, is daar iets wat ek en jy moet doen. En die woord is baie eenvoudig. Hoor en doen. Hoor wat ek vandag met jou gedeel het. Doen wat ek vandag vir jou gee. Carpe diem dit, maak dit deel van jou eie. Dan bou jy jou huis op die rots. Sy naam is Yeshua HaMashiach. Ons verlosser, ons saligmaker. Die bruidegom wat in afwagting is om sy bruid te kom haal. En dis die woord. Hy is die woord, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, en daar is niemand soos hy nie. Mag jy geseënd wees. Mag jy geseënd wees op hierdie besondere dag, dat ek en jy op die rots sal wees, op die berg kan klim, om te hoor, dat is die influistering van sy stem in my gees, mens. Mag jy geseënd wees. En dankie dat jy vandag ingeskakel was by hierdie uitsending. Ek het hierdie boodskap met ons mense gedeel op die berg oor die periode van Sukkot 2025. Ons tema was pragtig. Heilig, heilig, heilig. Dis die een wat was, die een wat is en die een wat weer sal kom. En dat sy heilige naam deur my en deur jou verheerlik sal word. So Abba Vader, ek wil net vandag vir u kom sê, baie dankie. Dankie vir u woord, dankie vir die berg. Dankie dat ons vandag hoor en doen, dat ons sal Shama,
En daar sekere mense wat na hierdie boodskap geluister het, wat sy huise nou op die sand gebou is, en Abba, ek bid, dat hulle gehoorsaam sal wees aan die woord wat U kom weergee het op die bergpredikasie, die saligspreuke by die see van Galilea. Ek dank U, Abba, dat U vandag met ons bemoei is. Dankie vir hierdie Shabbat wat aangebreek het om hierdie woord te kan hoor, om sout van die aarde te wees en lig van hierdie wêreld. Abba, help ons. Lei ons in die spore van geregtigheid, sodat U heilige naam verheerlik sal word. Abba, as die kraan nie kon vlieg nie, was U reputasie in die weegskaal. As die vis nie kon swem nie, is U reputasie in die weegskaal. As ons nie dit doen wat vir U welbehaaglik is en wat aanvaarbaar vir U is, as 'n welriekende offer nie, is U reputasie in die weegskaal. Dankie dat U vandag met ons kom praat het op die berg. En dankie dat U met ons bemoeienis maak. Dankie dat U afgestap het van hemel af om ons te ontmoet op 'n berg, sodat wanneer ons van die berg af beweeg, dat elkeen wat ingeskakel is vandag, dat hulle gesigte sal skyn vanweer die inspraak van U Ruach, U teenwoordigheid. En op en nou kom ek en ek wil my hande ophef na U volk. En ek wil hulle seën vandag dat die aangesig van Skepper God, die Heilige van Israel, oor elkeen sal skyn en hulle die vrede sal gee. Maar dat die aangesig oor hulle verhef sal word en oor hulle sal skyn, dat U met hulle geduldig, lankmoedig sal wees en dat hulle die vrede sal beleef en ervaar, wat hierdie wêreld nie gee nie, wat net U kan gee. En al by U woord sê dat wanneer ons volk so seën, dat U sal neerdal, dat U sal hulle seën met daardie seëning, met alle hemelse seëninge. En al wat dis vandag my gebed, en dis my seëning vandag, vir elke man, vrou, seun en dogter, wat ingeskakel is. Ek dank U daarvoor, al wat eer U daarvoor, in die wonderbare naam van Meester Yeshua, en my gees roep uit. Halleluja. Mense, baie dankie dat jy ingeskakel was by hierdie Shabbat uitsending van Menorah Tabernakel. Dit was my voorreg om met jou te kom praat, sommer hier op die plaas te kuilen, hier so by die koffiehoekie. Dit is pragtig hier, en met die volgende fees, Pesach, is jy genooi op hierdie plaas, en jy sal goed sien gebeur in jou lewe. Ver meer as wat jy kan dink, doen of vra. Van my kant Frik Weideman, tot die volgende keer, Shabbat Shalom.